2016 begin met termiese kraking. Nou, termiese kraking is 'n tipe eliminasiereaksie. In hierdie vraag spesifiek het ons te doen met C10H22, ook bekend as dekaan, wat dan kraak in 'n organiese verbinding X en ook C4H10, met ander woorde butaan. Ons eerste vraag is om een toestand neer te skryf wat nodig is vir termiese kraking. Nou, 'n mens het hoë temperatuur en hoë druk nodig sonder 'n katalisator. Skryf die molekulêre formule van verbinding X neer. Nou as ons begin met C10 en daar's C4, wat is die verskil? 6. So daar's 6 koolstowwe in verbinding X. Ons begin met 22 waterstowwe, 10 gaan na die butaan toe. Wat is 22 minus 10? Dit is 12. En daar kan jy klaar sien, dit voldoen aan die algemene formule CnH2n. So ons het te doen met 'n alkeen en die spesifieke alkeen in hierdie geval, omdat dit 6 koolstowwe het, is hekseen. Ons het hierdie reeds beantwoord, dis C6H12, dit het 'n dubbelbinding, dit is alkene. Mengsel van twee gasse, verbinding X en butaan, word deur broomwater in 'n koniese fles geborrel. Jy sal onthou, ons diatomiese atome, fluor en kloor sal gasse wees by kamertemperatuur, broom sal 'n vloeistof wees en jodium sal 'n vaste stof wees. Nou hierdie reaksie word in die donker uitgevoer. Die kleur van die broomwater verander van rooi-bruin na kleurloos wanneer die mengsel van die twee gasse daardeur geborrel word. Watter een van hierdie gasse, X wat hekseen is of butaan, ontkleur die broomwater? Nou daar's twee maniere om hierdie vraag te beantwoord. Een manier om dit te beantwoord is deur te sê, ons weet X is hekseen wat 'n alkeen is. Ons weet dat in daai koniese fles is broom wat 'n halogeen is en laastens weet ons die reaksie vind spontaan plaas want die reaksie vind in 'n donker vertrek plaas. Nou kom ons neem daardie kennis en beantwoord hierdie vraag. Ons kan eerstens sê dit is X, oftewel hekseen wat reageer. Die rede daarvoor is dat hekseen 'n onversadigde alkeen is. En hierdie alkeen ondergaan addisie, die dubbelbindings van die hekseen word gebreek, broomatome word bygevoeg om 'n versadigde haloalkaan as produk te vorm. En daai spesifieke reaksie is halogenering. En halogenering vind spontaan plaas sonder enige hitte of lig. Alternatiefelik sou jy ook kon sê dit is hekseen, maar dan fokus jy op die butaan. Jy sou sê butaan is 'n versadigde alkaan. En butaan sal slegs 'n substitusiereaksie ondergaan indien daar genoeg sonlig of UV-lig teenwoordig is of voldoende hitte. Volgende word ons voorsien van hierdie vloeidiagram wat verskillende organiese reaksies voorstel. Butaan ondergaan klorering. Met ander woorde, die butaan reageer met chloor. Ons het dus 'n alkaan wat reageer met 'n halogeen. En dit is 'n substitusiereaksie. En watter substitusiereaksie is dit? Halogenering. Ons produk gaan 'n haloalkaan wees as ook 'n waterstofhalied en die spesifieke waterstofhalied gaan soutsuur wees. Nou, twee produkte gaan vorm. 1 chlorobutaan en 2 chlorobutaan. Die vraag is wel, watter een van daai twee
gaan die hoofproduk wees. Die vraag is dus, gaan daai kloor aan daardie koolstof bind of aan die tweede koolstof? En kom ons tel gou die waterstowwe. Op die eerste kloor is daar 1, 2, 3 waterstowwe en op die tweede koolstof 1, 2. En hierdie laat baie dink aan Zaitsev, maar dit is nie Zaitsev se reël nie. Daar waar daar min is, kom ons vat weg. So, watter waterstof gaan ons wegvat? Ons sal daardie waterstof wegvat, want ons vat weg waar daar 2 is, ons los daar waar daar oorvloed is, daar waar daar 3 is, los ons in vrede. Met ander woorde, daar is my kloor en ek sit met ander woorde met 2 chlorobutaan. Watter soort reaksie is reaksie 1? Nou ons het sopas gesê verbinding P is 2 chlorobutaan, dis 'n haloalkaan en die produk van reaksie 1 is 'n sekondêre alkohol. Kom sê ek so, want die hidroksielgroep is gebind aan 'n koolstof wat gebind is met 1, 2 ander koolstowwe. So hierdie is met ander woorde 'n substitusiereaksie en die spesifieke substitusiereaksie is hidrolise. Binding P is 'n haloalkaan, 2 chlorobutaan. En 'n haloalkaan wat reageer met gekonsentreerde natriumhidroksied ondergaan 'n eliminasiereaksie, dehydrohalogenering. Die hoofproduk wat vorm is 'n alkeen met 'n sout en water as byprodukte. So ons weet, daai kloor gaan definitief elimineer word en dan het ons 'n opsie. Of hierdie waterstof of daai waterstof gaan verwyder word en ons gaan 'n dubbelbinding sien, of hier of hier. So, die opsie is but 1,1 of but 2,1. Nou, Zaitsev gaan vir ons help. As ons kyk na koolstof nommer 1, is daar 1, 2, 3 waterstowwe. As ons kyk na koolstof nommer 3, is daar net 2 waterstowwe. So die wat die minste het, sal die bietjie wat hulle het, verloor. So die antwoord is, hierdie waterstof, of daardie waterstof, bly in die slag, en ons sit op die eind van die dag met but 2,1, en dit is die struktuurformule wat ons moes skryf. Wat is die tipe addisiereaksie wat deur reaksie 3 voorgestel word? 'n alkeen wat reageer om 'n alkohol te vorm, dit kan net hidrasie wees. Hidrasie en hidrolise klink baie dieselfde. Beide behels 'n reaksie met water. Hydro, water. Hidrasie voeg water by sonder om die molekule af te breek. As 'n mens dehydrasie beleef, dan is die omgekeerde nodig. Hidrasie, water moet bygevoeg word. Hidrolise. Lise kom uit die Grieks en beteken afbreek. So tydens hidrolise word 'n deel van die molekule afgebreek.